Still and know that I am God.
vir ons almal se aandag. As openingsgesang gaan ons almal saam sing Great is thy faithfulness. Dis die eerste gesang op die pamflet. Great
In the name of God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Almighty God and great Father in heaven, we come before you now with our hearts' knees bow before you to give all thanks, praise, and honor unto your name. Dear Heavenly Father, we thank you for your grace, because it's out of your grace that we can stand here today. Thank you, dear Heavenly Father, for your mercy, because it's out of your mercy you have woken us once again in this morning's hour from a dark night that now set part of our history. For many of us did not sleep well, for many of us did a good night rest. But of all the circumstances, and forever it may be, you allow us to be part of your creation once more. Thank you, dear Heavenly Father, for inspiring the Holy Spirit so that we can pray unto you already in this morning's hour when we open our eyes. And everything that we have asked of you in our pleading, dear Heavenly Father, we ask of you to adhere to our prayer, not for mankind, but that your will be done. Dear Heavenly Father, you have prospered us once again in safety. You covered us with your angels so that we can move from our various destinations and also come here and also accept the invitation so that we can hearken unto the calling, so that we come to your house to come and receive word of strength, word of comfort, and we thank you for that. Dear Heavenly Father, we ask of you now in this morning's hour to also be with those to still find their way. Let no harm come to them, but that they can reach here in safety. Dear Heavenly Father, we also want to come and ask of you to cover us under the prayers of our loved ones, but more so especially cover us under the prayers of our blessing carriers. Those already have prayed for us for this moment and for this time that here we gathered as your children, not for a special occasion, but not for a joyful occasion, but for the time where we need to say farewell to a faithful child of thine. Thank you, dear Heavenly Father, for giving us those assurity that you will also be now in our presence. Reveal yourself, dear Heavenly Father. We ask of you, dear Father, in prayer, that you also let those beyond this world can also reunite with us and also share in this joy and this comfort that you have once again have prepared for you and for us, dear Heavenly Father. Please be with me, a servant of thine, who is also a sinful brethren and child of thine, which is not perfect. But now, dear Heavenly Father, use me as a mouthpiece so that you can proclaim your gospel unto those who have come here to receive the word. Dear Heavenly Father, we pray this not because we deserve this, but we pray this in Jesus' name. Amen. My dear brothers and sisters, for this divine service, the divine service of our late brother Frans Veres is taken out of the book of Mark, and I read out of the chapter 4, and the portion of the last verse, verse 41. Mark 4, a portion of the verse 41. Who can this be, that even the wind and the sea obeyed him? My geliefde broers en susters, vir hierdie godsdiens is ons Bybelwoord opgeteken vir die begrafnisdiens van ons laatbroer Frans Veres uit die boek van Markus. Lees dit die hoofstuk 4 en ek lees vir julle 'n gedeelte van die 41ste vers. Markus 4, 'n gedeelte van vers 41. Wie is hy tog dat self die wind en die see hom gehoorsaam is? Tot sover. The choir, please be seated.
Thank you so much, dear choir. My geliefde broers en susters, ek wil gou eers aan julle voorhou en van hierdie platform gebruik maak om die lewensberig van wyle broer Frans Veerens vir julle voorhou. Frans Veerens, gebore te Williston op die 14de Mei 1949. Frans groei op Williston. Godsvreesende ouers het hom die waarde van God se huis en God se woord geleer. Frans word op 1 Augustus 1949 ten doop gebring. Hy word op 6 Augustus 1995 na 'n tydperk van besoeke van die Neapostoliese Kerk opgeneem in die Neapostoliese Kerk. En dan op die 16de Augustus 1995, wat beteken is net so 10 dae nadat hy opgeneem is hy verseël deur die apostel W.R. Diedriks. Frans trou later met Regina op die 6 Januarie 1979 en uit die huwelik is daar 4 dogters gebore en ek wil eintlik dit plaasstempel is 5 dogters. That's it, bottom line. Hy en sy vrou was vir meer as 40 jaar getroud. So dit wil vir my sê is ek was 2 toe trou hy. So nou weet julle hoe oud is ek. Alright. Hulle het na Ruby huweliksseun ontvang uit die hand van die evangelis B. de Waal in Januarie 2019 te Williston. Broer Frans was werksaam in die Kaap as bouer. Moet die bouer seker. Waar hy 'n goeie werk gelewer het en sy gesin het later permanent na Williston verhuis. Broer Frans het plaaslik ook bouwerk verrig en hy was in 'n aanvraag gewees van goeie werk wat hy gelewer het. Frans was lief vir sy kinders en kleinkinders as ook sy uitgebreide familie. Frans was besonder gelowig en getrou aan God en het die godsdienste gereeld bygewoon. Frans het later siek geword en op die 3 Augustus 2026 sy oorlede. Hy laat na 5 dogters, asook 10 kleinkinders en 7 agterkleinkinders, as ook vele geloofsbroers en susters na, en hy laat ook vele kennisse na. Ons kan almal saam sing, dan as 'n gemeente hier, die gesang op die tweede gesang op die pamflet. Safe in the arms of Jesus. Please do rise.
Thank you so much. Please be seated. My geliefde broers en susters, begrafnisgangers, en spesiaal die bedroefde familie. Nou, soos julle kan aflei, is ek tweetalig, maar ek is net so 'n bietjie bly hier's van my mensies hier die Kaap uit. So dat ek nou weer kan 'n bietjie Engels praat. It's all right, is vir julle. All right. So, laat my toe om vir julle eerstens te verwelkom in die huis van die Here. You know, is hier waar jy versterk word in krag en woord en sakramente. Dit wat hy vir jou voorberei, dit wat hy vir jou wil skenk, dit wat hy vir jou verniet wil gee. En daarom wil ek vir julle bedank dat jy die uitnodiging ervaar het om te kom, want so anders kon dit wees dat jy self gesê, ag, wat, it's just another divine service, it's not a funeral service. Okay, hy sal my nie mis nie. Wat wees net verseker dat ek julle vandag net so ietsie klein kan leer, as ek as 'n kind vir julle groot mense iets kan leer. Elke begrafnisdiens wat jy bywoon, hierdie persoon kan dit nie hoor nie. Wie hoor dit? Ek en jy wat lewe, ons moet dit graveer, ons moet dit in ons harte sit. Maar kom ons gaan na die tekswoord toe, ons gaan na die woord toe wat vir ons hier voorberei is, en dit vra die vraag so pragtig, wie is hy? Dat sog self die wind en die see hom gehoorsaam. Dit is 'n vraag wat die disippels dan onder mekaar vra, toe hulle in hierdie laaste gedeelte van die verhaal, waar hulle vir hulle self bevind in 'n boot, saam met Jesus, en as ons kyk, 'n boot behoort op die see, en die see is daar niks naby wat landgoedskap is nie, daar is niks, is net 'n klomp water rondom jou. Right? Dit is wat 'n see vir my en vir u illustreer. Maar wat gebeur in hierdie verhaal is so merkwaardig, my geliefde broers en susters, want hier gebeur iets. En dit is 'n storm. Ons kom kyk wat 'n storm is. As ons indink wat is 'n storm, dit het gepaard met wind, dit het gepaard met reën, donderstorm, duisternis. So wie sal nie bevrees is nie? Wie sal nie bang wees nie? Want as ek nou net gesê het, dit is net water rondom jou, daar's nie vaste land onder jou voete nie. So was die disippels dan bevrees. So was die disippels bekommerd hulle sal verdrink. So was hulle bekommerd dat hulle lewe van hulle sal onneem word. Maar dan is daar iets wat hulle so bietjie nie dat lekker op die uitbalanseer nie. Van hierdie Jesus wat saam met hulle op die boot is, slaap dan rustig agter in die boot. Geen komkommernis nie. So wat maak jy dan op daardie oomblik, my liewe broer en suster? Ek wil jy nou self, jy moet jouself in die voete plaas of in die skoene plaas van daardie disippels op daardie oomblik. So, wat sê hulle gedagte vir hulle? Wat sê die menslike intellectualiteit vir hulle? Oh, if we're gonna die here now, we have to wait Jesus. Vir hom wakker maak. Luister, Jesus, skryf wakker. Hier kom gevaar aan. Van hulle het saam met hom daar gekom. So hulle wil vir hom ook saam met hom red. Hulle wil ook vir luister, kykie, hoe gaan ons nou maar, gaan ons maar nou maar swem? Hoe gaan ons nou maak hier? Menslikheid, kan ons vir onsself die vraag vra, as ek en myself in daardie situasie bevind, gaan ek myself sê, wow, jy gaan nog tyd stoot, ek bedruk. Kan jy nog vir jou saamvat, jy kyk jou eie way uit. Dit is wat menslikheid sal opbring in 'n mens in. Maar ons Here Jesus Christus was so kalm, dat hy weet alreeds, dat God nie dit sal toelaat, dat hy en die wat met hom vergesel, enigiets oor sal kom. Nou voordat Jesus hierdie woorde, of die disippels hierdie woorde dan, of die vraag vra, en hulle maak hom wakker, en hy staan daarop, en hy sê, julle ongelowiges, en ek wil kom hier na die boodskap vir ons, vir hierdie godsdiens, dit sê,
die storm is verby. Moenie bang wees nie, glo net. Want ons tema sê, God bring stilte na die storms. That is what God do. And when He calmed the sea, calmed the words, He used such remarkable words by saying, en sê of God, en hy staan toe op en hy bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar, kalm, bring kalmte. En dink aan jouself, hier staan Jesus op en hierdie man praat nou net hier met die weer. Kom, kalm jy. Ek sal ook gevra dat, wow, wie maak jou so kwaai? Maar wat is so remarkable van hierdie hele verhaal is dat die wind en die see, die storm, die donderweer, alles wat gepaard gaan met hierdie swaar storm, het onmiddellik reageer op die roepstem van Jesus Christus en hulle het bedaar. Calmness was bring along those heavy storms. Just by the word of our Heavenly Father, of Jesus Christ. He spoke the word. Now the questions remain to you and I, my dear brothers and sisters. Are we obeyed to our Heavenly Father as we sit and stand here today? Kom ons skep hierdie verhaal in 'n menslike aktiwiteit. Ons sê dit is nou ons, dit is ek is die storm. Hier in my in 'n lewe is storm. En hoe menige kere gaan ons ook nie deur storms nie. Hoe menige kere gaan ons nie deur difficulties nie, omstandighede wat ons voel dat is te swaar vir ons om te hanteer. Maar dan kom God in ons lewens. En hy sê vir jou en vir my, kalmeer my kind. Bedaar. Hou op so aangaan. Hou op. Van hierdie storm wat jy deurgaan. Ek kan dit beheer vir jou. Net so, my liewe broers en susters, toe hierdie disippels, hierdie wonderwerk, hierdie gehoorsame aktiwiteit met hulle eie oë sien, was daar 'n nuwe vrees in hulle ingewees, en dit was die godsvrees wat hulle ontwikkel het binne in hulle hart en siele. Because hulle kan na dit gesê dat zeer sekerlik, dit is die seun van God. Ek kan nie nou meer twyfel nie. Want die natuur gehoorsaam God. Die vraag kom weer na my en u toe. Gehoorsaam ons hemelse Vader. Jy weet, die boodskap wil ek vir julle so 'n bietjie duideliker maak, en die boodskap is eintlik iets wat is 'n lese vir die jaar vir ons as neopastoliese lidmate en navolgings. It says so beautiful in English, and you will also find this in the book of Mark. It says, don't be afraid, just believe. Dit is julle en my boodskap vandag. Moenie bang wees nie, glo net. Dit is wat ons hemelse Vader vir my en vir u aan 'n belering gee in hierdie oggendsuur. Want die goddelike gemag seëvier hier vandag. So nou die vraag is, want ek en u almal nou kan koester, maar wat het hierdie storms nou te doen met oom Frans? Hy het ook storms deurleef. Ons kyk net so nie lang tydperk in sy lewe nie, het hy ook deur 'n stormagtige wyse deurleef. Jy weet, sy eggenoot, wat nou nie hiernamaals is, het ook 'n siekbed herleef. En dit kan ons ook 'n bietjie daar prentjies skep, hoe 'n storm moet dit vir hom was nie. Van hierdie persoon, hierdie vrou wat hy gevat het, om sy eggenoot te wees, sy lewensmaat te wees, wat die werke moes doen van 'n vrou om die huishouding te onthou. Onthou, hy was 'n bouer, hy het gewerk buite die huis. Who was taking care of his family? His wife, his spouse.
How is he entrusted to take care of his children? But when his wife got sick, toe sy eggenoot siek word, het hy las op hom gelê. Het 'n storm bekom vir hom, maar hy het sterk gestaan. Hy het sy familie bymekaar gehou deur al die storms wat hy deur moes maak. Dit sê hier, hy was 'n bouer gewees. Wat ek van bouwerk af ken, is gevaarlik. Ons kyk nou in sy lewe as 'n bouer, my geliefde broers en susters, familie, begrafnisgangers, en jy moet jouself indink as 'n bouer. Jy weet, sy skoonseun het so 'n bietjie gebrek, hy's vanoggend, jy weet, hy kan ook bou, hy's 'n dag 'n oud hierdie, maar in sy praktyk glo ek stellig dat hy was elke dag vreesbevange, angsbevange, bekommerd oor die welstand van sy werkers. Van enigiets kan gebeur in so 'n praktyk, my liewe broers en susters. Enigiets kon met sy werker gebeur in daai tyd, hy kan 'n ledemaat vir selfs hy kan aan die dood omkom. Was dit nie vir hom 'n storm in sy lewe gewees nie? Maar nou ek noem in die boodskap, dit sê, die storm is verby nou. Ons kyk net gou hier, die storm is verby. Don't be afraid, just believe. Hy het geglo dat God hom deur hierdie omstandighede, hierdie storm sal uitdra. En nog 'n element of nog 'n voorbeeld kan gebruik. Hoeveel male was broer Frans nie bevrees, gaan sy kliënt gelukkig wees met dit wat hy gedoen het met sy hande, dit wat hy nou wil voorbring, is hy gelukkig. Dit was die vrees benauwd hom gewees. But yet again, don't be afraid, just believe. Dit is wat hom Frans gedoen het. Wat het sê hier in sy lewensberig ook, vele was opgemaak met sy handewerk. Jy weet, 'n bouer, het ek ook eers op 'n kol van gehoor of gelees, wat vir jare vir 'n company gewerk het, en dan sê hulle vir hom, luister hierso, jy gaan nou hier na jou aftreetyd toe, so bou gou vir ons hierdie laaste huis. En omdat hierdie man gevoel het, kyk jy, luister, ek is besig om af te tree, so ek sit hierdie huis sommer in mekaar. En enigiets wat hy daar kry, jy weet, goed kookmateriaal, so aan. En toe hy klaar is, sê hy vir sy baas, luister hierso is daai huis wat jy voor gesoek het. En die baas sê vir hom, dis nou jou huis. Oh wow, what a surprise for him. Hy moet nou daarin leef. Jy weet, 'n bouer is 'n persoon wat daardie hoeksteen bekom, wat die twee mure bymekaar bring. So was die lewe van hom Frans ook. Hy het ook nie net sy werkers, nie net sy familie, nie net sy kennisse nie. Hy het alles bymekaar gebring omdat hy die hoeksteen was, en hy het hierdie fondasie gebou op 'n rots van geloof. Ek kan my menige kere indink as ek op Williston kom godsdienst het, en Frans het so 'n spesiale stoel gehad daar. En dan wat ek altyd gewonder, hoekom was ek so uitgeput as ek klaar die godsdienst gedoen het. Dan kan ek nou weer herinner het vanoggend toe ek daar na sy oop kasket kyk, en ek dink, nou weet ek hoekom ek so moeg was. Om Frans wil alles uit jou uit hê. Hy wil al daai krag wat God en alles dit wat dit voorberei was, en alles dit wat God vir hom wil gee, wou hy hê. Want hy het geweet hoekom hy daarvoor smag. Hy het geweet hoekom hy dit wil, by mekaar wil skraap. As omdat hy weet wat sy ambagte staan te doen het. Want daar is storms wat nog voor lê. Daar is nog kinders wat aandag bekeer. Daar is kleinkinders wat aandag bekeer. Daar is die gemeenskap wat nog vir hom wil kom aanvra vir hulp. Hoe gaan hy dit vir hulle gee? Deur met daardie geloof wat hy het, deur daardie woord wat hy ontvang het,
die enige male wat hy in die godsdienst was, dit het hy geskenk aan diegene, mits dit nie sommige kere 'n baksteen wat hy aangegee het of 'n sak sement nie, maar die woord, sodat dit kan gebou word op die geloof. Sodat dit wanneer die storm kom, my geliefde broers en susters, is dit gebaseer op 'n standvastige rots. Dit was die lewe van broer Frans Veres. Unconditionally, we cannot go beyond that. Because if France was not of those you can connect with, we will only have the family here sitting here in the divine service. So, because that was maybe the nature of the person. But here, as I can glance over the congregants sitting in front of me, you are the ones that followed him in what he have taught you guys. You have believed what he taught you guys. Maar wat belangrik is dit wat hy gedoen het, so merkwaardig, want dit is gegraveer in een en elkeen van ons harte. Want een en elkeen van ons kan vandag hier 'n different story vertel, 'n different verhaal vertel, van wat hy 'n impak op jou en my lewens gedoen het. Maar die storie van elkeen van ons is of die einde van elkeen van ons se verhaal sal dan kom. Hy is 'n mens wat omgegee het. Hy was 'n mens wat nie net figuurlik gebou het nie, maar hy het ook geestelik in een en elkeen van ons hart gebou. This is what this great man have done for you and I. That's why we can tribute our last respect for him. Menige kere dan word ons gevra, kyk ons trek ons nie elke dag aan soos vandag aangetrek is nie, so moet jy uitgevat. En dan gee dit ons daardie gedagte vir 'n mens daar buite. Jy was in die kerk gewees. Kyk as hier in Noord-Kaap vir jou Cape Townians, hulle sê Jesus, maar jy's weer vir jou gedryp hoor. Jy's weer swaar aangetrek. Ek het die eerste keer toe iemand vir my dit sê, dan sê ek nee, die klere is nie swaar nie. Sê vir my nee, jy sal nie verstaan, jy sal later verstaan. En dan wanneer iemand sien jy is nou swaar aangetrek, dan vra hy persoon mos vir jou, hoe was die woord? En dan het ons mos maar die neiging om te sê, ag, het was geseënd. Klaar, bottom line, het was geseënd. Elke diens is geseënd, elke gathering where you gather with God's children and speak about the word of God, it is blessed, yes. But let us grow out of that, my dear brothers and sisters, because what the Heavenly Father gives you and I, we want to proclaim. We want to let it pour out of us. We want to say, if someone asks me now today, how was the word? How was church? It says, was blessed. Why was blessed? Because our God will silence the storm in your heart. He will calm it because He's got the power to do it. If you go through trials and tribulations at this moment of time, God will calm the storm in your heart. God will go and trust those that's heavily laden and burdened upon your heart and soul. He will tell you, don't be afraid, just believe. Isn't that what you want to proclaim unto those who ask you that silly question may sometimes came across to you and I? Sommige keer is die vraag, ag man, ek het nie lus. Man, nou lus nie. My stiefmaat, ons gaan nie oor my nie, maar ek het vir 'n paar goedjies doen. My stiefmaat het 'n gesegde, as daar gepy is, as hy sê my draaie is wyd, ek kan nie met jou praat. Draaie is te wyd. Nou, ons maak tyd. Net soos God tyd maak vir my en u, om ons storms vir ons lewens stil te maak, gaan ons ook hierdie selfde woord, gaan ons oordra, gaan getuig daarvan. Want dit het die lewe van hom Frans gewees. Hy het 'n testimony van sy lewe gemaak.
As hy sommige kere nie gepraat het nie, het hy vir jou gesê dit moet so gedoen word. Laat hy bou, laat sy geaardheid ons verder opbou, my geliefde broers en susters. Want dit is wat 'n bouer doen. Kinders, kleinkinders, julle moet trots wees. Want as julle ergens op 'n gebou verbyloop, ek weet nie of Frans hierdie gebou gebou het nie, maar as julle ergens verbygeloop het, en dan sê my pa, my oupa het dit gebou. Noem dit. Voel trots daaroor. Don't forget him. Continue with his legacy. Build on with his legacy. As jy wel nie 'n bouer is nie, bou iets. Wat bou jy jou hek reg wat skeef is? Bou iets. Doen iets. Sodat daai lewe van daardie persoon, daardie eienskap van hierdie persoon wat ons nog gaan verwel sê, nog steeds brandend in ons lewe is, en dat dit baie makliker maak vir my en u om hom te onthou. Dan kom ek weer terug na die woord gehoorsaam toe. Obey. One of our hymns, it says, trust and obey, for there's no other way. Net soos die storm, Jesus se woord gehoorsaam het, so wil ons hemelse Vader gehoorsaam. En hoe gehoorsaam ons hemelse Vader? Ons laat alles dit toe wat die storm in ons lewens veroorsaak en ons plaas dit voor hom en ons staan met die geloof dat ons Here Jesus Christus, God ons hemelse Vader, vir ons red uit hierdie storms uit wat ons lewens nou op hierdie oomblik sal deurgaan. Don't be afraid, just believe. Uit die geloof uit wat Frans vir my en u vandag wil skilder, so wil ons bou, my liewe broers en susters, en so wil ons van die wete staan, wat ook al my kwel, wat ook al my lewe onversuur, ook al vir my uncomfortable laat voel, wat ook al in my pad staan om die werk van God te doen of te voltooi, kan ek met daai wete staan. Omdat God in beheer is van my lewe, ek sal deur hierdie storm kom waar ek nou op my bevind. So my liewe broers en susters, familie spesiaal en julle gaan in 'n oomblik nou deur, waar julle vir julleself sê, hoe gaan ons deur hierdie storm kom? Dan bring die Here comfort to your lives, heart and soul. He say, believe. I will take care of you. Come to me, come. All those heavily laden and hardened, for my yoke is not easy. My yoke is easy here for you and I. Don't think for a moment our Heavenly Father will leave you just like that. Remember when Jesus told the apostles or disciples that time, I will go and prepare a place for you. I will not leave you just like that. I will send you the Comforter. And the Comforter is the Holy Spirit that's inspiring you and I every day to stand up, pray out to God, believe that He will take you out of the storm. Wherever you find yourself, my dear brothers and sisters. This is what our Heavenly Father do for His children, because He loves His children unconditionally. You know, toe ek voorberei, dink ek aan hierdie gesang van R. Kelly. Nou, R. Kelly is nou in 'n storm waar hy vir homself bevind. But he sang in one of his songs, the storm is over. Let's take that words, the storm is over now. The storm is over for our brother Frans Veres. No worries about the earth, troubles and worries. Hy het nie meer bekommernis oor die sware laste wat hy gedra het nie. Hy het nie meer bekommernis oor wat gaan môre op die tafel gesit word nie. Hy het nie bekommernis oor wat gaan hy môre aantrek nie. Hy het nie bekommernis om wie gaan môre na hom toe kom om wat te vra nie. He's done with it. The storm is over.
Jesus has come and calmed the storm that he, in his lifetime, have to endure. But I can say to you, my dear brothers and sisters, with deep conviction, dat ons liewe broer Frans, toe hy sy storms, sy sorge, sy lagte vir ons God en die hemelse Vader gevat het, het hy geweet hy stap 'n sterker mens aan die ander kant uit. En hy sy geloof gebou op 'n stewige rots. En as iemand weer vir jou buite vandag vra, as jy die tekswoord vergeet het, wat het Markus 4 vers 41 kom, en jy dit miskien vergeet, want ons gaan nog 'n paar goedjies praat hierna. Maar onthou dit een iets. Don't be afraid. Just believe, because our Heavenly Father will calm the storm in your and my heart. Amen. So, now, the choir. Is it the choir, please? The choir, please. En dit geweet jy. Vergeet. Ons wil nou opstaan vir die slotgebed en die seën. Almighty God and gracious Heavenly Father, we thank you now for this joyful moment that we experience here in your house. Dear Heavenly Father, you filled us with the word, and we do not want to be of those who are hypocrite, but we want to proclaim the gospel unto those that also is hunger for your word. Dear Heavenly Father, we thank you for assuring us that you will calm the storm in our hearts and soul. Thank you, dear Father, that you once again taught us that we need to trust and obey, because you will assure us that you will calm the storm midst we obey. Dear Heavenly Father, we thank you now for also reminding us that we should not be afraid, but that we must just believe. Dear Heavenly Father, we thank you also in this daily hour for bringing comfort to those who are bereaved. They might not understand now in this moment of time, but sooner, dear God, our pleading is to inspire the Holy Spirit so that they can understand and ask no questions, because your will is done. Thank you, dear Heavenly Father, for guiding your dear child, a father, a great father, a husband in which you have carried throughout his life and the journey, which was not as straight it is
it was to mankind, but yet, dear Heavenly Father, you've calmed the storm. Dear Heavenly Father, we ask of you now also to charge an angel protection ahead of us so that we can reach our final destination in safety, where we shall to rest our dear brother, in which we will join in to those many that left this earth before him, and to reunite with them, and to be in awakening area of a awakening channel, in which is called the realm of the departed. Please, dear Heavenly Father, that his soul find rest. We pray this not because we deserve this, but we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Sit asseblief. So die volgende wat nou sal plaasvind, my geliefde broers en susters, familie, gaste, is dat ek het mos nou genoeg gepraat vir eers. So ek gaan nou 'n calling up doen. Ek wie wat ek is, nê? In my gemeente preek ek al mekaar alleen. So as 'n calling up is. So the priest Andrew Daniels will come and do the thanks and gratitude. Thereafter, is it the congregation or the choir? The choir. So daar so 'n klomp luidsprekers met ou jy kan kies. Van Bos. Goed. Ja, maar dit is die streaming is vir ons familie wie nie kan wees nie. So dit is jammer vir al die tegniese dinge wat nou betrokke is nie. Maar ek wil as familie wil ek uit die diepte van ons hart vir almal baie dankie sê dat julle vir die ondersteuning, die boodskapies, die gesprekke wat julle kon hê met wie julle in kontak kon wees, was baie dankie daarvoor. Julle sal nie verstaan wat dit beteken vir ons nie. En dan wil ek baie graag aan die hospitaal spesiaal dankie sê dat vir hulle versorging want kyk, hy was nie die meie van Williston gewees nie, maar hy was so bevoorrecht gewees dat waar hy kom was almal altyd oop gewees om hom gou te verwelkom, om hom gou te help dat hy gou aan die gang kan kom. Hy was nou wel nie die meie nie, maar hy het spesiale diens gekry van almal rondom hom. Nee, en ek sê vir julle wat hom so behandel het, baie dankie. Dit was regtig 'n eer om 'n man soos hy deel van ons lewe te kon hê. En dan wil ek vir die koor sê, baie dankie. Ja, dit julle kan sien. Die kinders sing almal in die koor, het julle gesien? Sy kinders. Baie dankie vir die res van die koor, ook vir die gemeenteleier van Caernarvon. Hy ry so 160 km om die gemeente van Caernarvon, van Williston te kom bedien. Baie dankie vir al die opofferinge ook en die feit dat u vandag gekom het om hierdie spesiale godsdiens vir ons te kom hou. Weet, dit is baie spesiaal en dit is 'n spesiale mens. En dan vir almal, elkeen wat 'n bydrae gelewer het, baie dankie. Selfs die tegniese span, dankie. En daar is een van sy kleinspreite, wat nou vandag dit doen. En dit is eintlik goed. Hy het baie goed geïnvest. Hy het mooi geïnvest in die lewens van almal rondom hom. En baie dankie vir pappa vir wat jy vir ons gedoen het en vir die gemeenskap gedoen het. Ons kan dit nie miskyk nie. Baie dankie vir almal se bydrae en julle hartsgesindheid teenoor ons. Of van die vraag om voor die gat toegegooi word vandag
As daar enigiets is wat hy verkeerd gedoen het teenoor u, 'n verkeerde woord gespreek het, of iemand seer gemaak het as gevolg van eksterne dinge wat gebeur het, pleit ek by u, asseblief tog, gooi dit in die graf vandag. Laat die man in vrede gaan. Laat hy in vrede gaan en maak u saak ook ligter by God, deur hom te vergewe en alles te vergewe wat rondom dit aan. Ek sê vir u baie dank. Tot ziens.
daar nou één ding is van 'n nuwe apostoliese koor, kan hulle vir jou afshow as hulle tyd het. But thank you so much, dear choir. It was very beautifully sung. I believe it's a mixed choir. Yeah, they everywhere. So thanks so much. It was just been reminded, of ek het so pas herinner, die begrafenisonderneming was nie bedankie. As 'n rede kom jy nog nie bedank as jy met broer van jou werk is nog nie klaar nie. So that's why they didn't thank you yet. All right. Okay. So jy verstaan. Jy verstaan. Okay. Nie waar nie ons sal bid dat jy nog verder bou. Jy weet, daar's 'n tipe werk, né? En ek sê nie dis jy nou nie, hoor. As 'n tipe werk wat hulle noem dit tow truck, né? En dan eendag het ek gesien op die bonnet van die truck staan geskryf my daily bread. So it means sy daaglikse brood is vir iemand om te verongeluk sodat hy kan werk het. And you pray for your daily bread. Someone must die that you can work. Oh, but that's not the fact. That is not the point. All right, die slipperdraers, ek sien julle is 'n klomp wat hier moet dra. Dit is familie en vriende, so. Dis 'n klomp van julle. So die slipperdraers kom na vore terwyl ons almal gesamentlik sing die 1, 2, 3 gesang op die pamflet. Dit is Come ye that love the Lord. So, we can all stand en dan kom die slipperdraers van vore en dan sing ons almal gesamentlik die gesang. Kan een van my die jakkes gou net na my toe kom vinnig? Ek gaan so die stoep uitvat en dan bring jy maar net al hierdie dokumentasie en te veel van alles saam te dra. So that's something. Thank you so much.
steps unto hell. All that thou sendest me in mercy give. Angels to beckon me nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Or if a joyful wing cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upwards I fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before him now with reverence and with fear. In him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor he is crowned. How awesome is the sight! Our radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Be still, for the power of the Lord is moving
In a world where people walk in darkness, let us turn our faces to the light of God revealed in Jesus, to the day star scattering our night. For the light is stronger than the darkness, and the day will overcome the night. Though the shadows linger all around us, let us turn our faces to the light. In a world with suffering of the helpless, cast a shadow all along the way. Let us bear the cross of Christ with gladness and proclaim the dawning of Alright. Hierdie ou wil nou sommer lekker bedank wees vir hy het nou nog 'n ander programpie hierso, so gaan later sy deel vir hom daar gee. So first of all, gaan ons eers open met 'n gebed weer eens. 'n Woord sal weer gedoen word, baie kort woord, en dan sal die formaat aanvleg soos die program styk, né? Alright. Wat 'n gesang het jy? Het jy gesang sommer net na die gebed? Het jy gesang klaar gereed? Okay. Kom ons bid saam. In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, liefdevolle getroue God en hemelse Vader, ons kom weer met dankbare harte voor U, liewe Vader, van U het dit weer eens vir ons behoed, bewaar en beskerm. U het ons van die huis van U gebring, Vader, weer eens hier waar ons vergader as U kinders om ons laaste eer en respek te toon aan die getroue kind van U, Vader, geliefde veteraan van hierdie gemeenskap. Ag, liewe Vader, ons kom sê vir U dankie vir sy lewe wat U vir ons geskenk het. Sodoende, liewe Vader, wat nou verder in U naam sal gedoen word, mag die hand van seën daarop rus. Liewe Vader, gee vir ons versterking, bystand van die Heilige Gees, sodat ons nie mag moed verloor in die eindstryd wat U vir ons beloof het. En dit is wanneer U Seun sal stuur om ons te kom haal, om saam met U te wees in die koninkryk. Kom in ons midde sodat ons U teenwoordigheid aan voel. Dit bid ons nie uit verdienste nie, maar in Jesus naam son wil. Amen. Amen. My geliefde broers en susters, ek het net nog 'n baie kort woord voorberei. Ek hoop en vertrou almal kan my hoor. Dit kom uit die boek van Matteus 7 en ek lees vir julle die 24ste vers. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, sal hom en ek gelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ons het nou gehoor in die godsdienstwoord wat voorberei is, dat daar van ons verwag word om ons geloof te bou op 'n standvastige rots. Ons tot hierver het ons geleer dit wat 'n bouer se eienskap of se werktuig vir wat dit behels. Nou onder andere, my liewe broers en susters, wil ek julle my geleentheid gee dat ek of ons hier fokus spesiaal op die familie. Dit is die mense wat ons na vandag nie sal sien soos ons hulle vandag sal sien nie. Dit is die mense wat ons met die tyding tot en met nou gebemoedig het met woord. Ons het hulle versterk deur te sê, wees sterk,
moenie opgee nie. Maar dan kom daar 'n dag, soos maandag nog aan hier voor. Kyk, môre sal ons nog met hulle wees. Môre sal ons nog vir hulle sê, luister, don't worry. We tap them on the shoulders. God is with you. But we're thinking about those days when we're not here. We're thinking about those days that many a times those who needs to provide meals for daddy, that person might at that moment just prepare a plate and a meal for him, but not thinking about it. En dan sal hy sê, ag jene, ek is nou nie as prins nie, maar ek het nou vir 'n pa 'n bord geskep, maar pa is nie meer hier nie. Maar soos ons gehoor het, my liewe familie, dat 'n bouer, hy maak daardie voorbereiding, hy het 'n skets gereeds geteken, of die skets is aan hom toegegee, om die struktuur op te rig. Ons weet al nou, wat is die lewe, julle as familie, sonder mama. Maar nog die tyd aanbreek, dat jy moet lewe nou vorentoe sonder papa. Waar is my hoop vanaf kom? Wat gaan ons doen? Want die sorge of die probleme was aan papa oorgegee. Hy moes die leiding neem. Want papa is nie nou meer daar nie. Who's gonna lead? That is the question we're gonna sometimes ask ourselves. But yet I can say to you, my dear family, believe in our Heavenly Father. Don't be afraid, just believe. He will take care of you. He will give you the strength to go on. He will provide you with the necessary strength to stand firm on this rock, and which the foundation is already laid upon your heart and soul. Sy plan was gewees om vir julle navolgers te maak van Christus. Hou moed daaraan. Gaan aan met sy legende. Soos ek genoem het, dit is nou wel nie, jy gaan 'n bouer word nie, maar jy kan 'n bouer word in God se werk. En hoe bekom jy 'n bouer in God se werk? Deur te getuig wat God vir jou en vir my beteken. Deur dan vir sy broers en sy kinders, sy broers en susters en sy kinders, daardie woord bring en daardie versekerheid gee dat God nog steeds met jou is. Daardie voorbereiding maak vir elke broer en suster, elke lidmaat of elke buurman of elke naaste liefde wat jy sal aan te kampe kom, vir hom ook daardie voorbereiding gee. Daardie voorbereiding wat in my en u se harte gegraveer is deur die lewe van pa. Daardie wil ons bou in die beste van wat ons so min vermoë kan bou. En hoe doen ons dit? Ons getuig van die lewe, nie net van papa nie, maar dit wat hy vir ons geleer het. Ons getuig dit wat God vir ons daagliks gekere wanneer ons toevlug maak na die huis van die Here, daarvan getuig ons. Dan gaan 'n tyd kom wat ons weer eens verlange het, en wanneer ons weer sal die diens van die ontslapenes, dan onthou ons same in gebed, ons onthou vir papa in gebed, en ons sê nie vir mama en papa ons gebede is, vir ons God wat ons vraat, ons sê nie, ja, but you've left us, where are you now nie. We want to say thank you for the life that our Heavenly Father spared for you. We pray for you for your salvation. We pray for you that you also can be in the kingdom of heaven. As I've mentioned to a family last time, I've got it like this, beyond the grave, I said to them, remember, there will come a time that you will pray about your loved one. There will come a time when you pray, and that prayer will feel so real that you feel this is real. That is when God shows you that I'm taking care of your loved one in the beyond. Maar wanneer ons bid, my geliefde broers en susters, wel ek kan het maar self getuig en sê, ek het nog nooit iemand ongelukkig in 'n droom gesien nie. Veral diegene wat jy van droom wat in hernamels is. Every time there is joy. En soos ek genoem het, is daar ook 'n tydperk waar ons mekaar sal sê, of die een, die ander, het voedsel voorberei vir papa. It's when we have to remember God, remember your father in the beyond.
These are the things that we need to cherish inside our hearts and soul. Remember him, that his legacy, and not only his legacy, but his love for you and I, the way he taken care of us, that remain inside of our hearts and souls every time we are thinking about this moment and time we have gathered here. So I ask you all to sing together the hymn number on the pamphlet. When peace with the Father. When peace with the Father, we can sing together. When peace with the Father. Enige handblomme. Dan is nie wil ek vra dat ons Franse kinders, kleinkinders, die kragting staan vir my. I now return the mortal body to earth with the words, earth to earth, dust to dust, ashes to ashes. Soul and spirit, however, I commend to the love of Jesus Christ and shall covet over it until the resurrection of the eternal life. The Lord shall now preserve you going out and your coming in, for this time and forth, even forevermore.
Amen. Dear merciful God and Father, we lay to rest now the earthly body of your child. But now our pleading is, accept this soul now into the eternity, where he shall remain for the coming of your Son Jesus Christ to come take us all. I ask of you to keep the soul in bondage with safety, dear Heavenly Father. Whenever there is hindrance in the beyond, Father, that you can only one who can reach out to them, so that their salvation plan can be in order when you come to fetch us all to live with you in the kingdom of God. So now, dear God and Father, I ask of you now to remain with us further throughout this day in everything that will be done in your name. May your hands of blessing rest upon it. And also, dear Heavenly Father, when the natural body will be fed with the nourishment, please also bless the hands that prepared it. And dear Heavenly Father, we also want to make a connection by preparing ourselves for the divine service that will take place in the morning's hour of Sunday, dear Heavenly Father. Give all of us a wonderful and undisturbed preparation for the day that's come, that's a day that's ahead of us. Please, dear Heavenly Father, be with us all. Remain in our presence so that we can feel your presence. And dear God, if it comes on that moment of time that those that have come here to pay their last respect will leave here, please charge an angel protection ahead of them so that they can reach the destination in safety. We pray this not because we deserve this, but we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. 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 Ons kan die laaste gesang sing op die pamflet. No Night Day. Die laaste gesang, No Night Day, kan ons gesing. En daarna kan het opvolg terwyl die familie sal pamflet kies of somehow the choir can join in by singing hymns until we complete filling up the gravesite. All right? No Night. Alright, geliefde broers en susters, spesiale afkondiging of wat ek wil aan julle noem, spesiaal aan die familie, bring ek vir julle sterkte, well wishes from our dear apostle and our district director and especially the congregation of Carnarvon. So, alle sterkte vir julle en soos die woord sê, ons geslagspreek sê, don't be afraid, just believe. En dan ek seker maar nou bedankings doen vir jou program so. So my dear brother, as you pray for your daily bread, I don't know who's next, but all of the best for you. Thank you so much out of the deepness of our hearts for the well job you've done. As we have come here, following you here, some of those who traveled with me said she also wants to spin the hair around
so opgemaak met die yes. En ek weet nie of as hulle op my met donker kar agterop klim om te begrawe. It's fine. But as hy hier is dan hy tyd, sal ek vir jou sê jy doen 'n goeie job. Thank you so much for that, né? En daarna, heel finaal. Come share the Lord. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Swing low, sweet chariot, coming
for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I'm sometimes up and I'm sometimes down, coming for to carry me home. But still my soul feels heavenly bound, coming for to carry me home. But still my soul feels heavenly bound, coming for to carry